Ek en jy het gesels oor selfliefde en dat selfliefde ons kan beskerm teen hierdie emosionele tronk. As ek en jy weet wie ons is, as ons weet wat ons wil graag bereik, as ons die vermoë het om mense te leer hoe om ons te hanteer. Dis 'n gesonde plek om te wees. Ons het ook gepraat van die emosionele tronk en die moeilikheidsgraad wat ek en jy kan inbeweeg. Want die realiteit is, ek wil vir jou die tweede fase verduidelik van 'n emosionele tronk. Dis definitief nie 'n goeie plek om te wees nie. Mense sal vra, maar anders, maar hoekom wil jy 'n diepere fase verduidelik oor een rede? Daar's 'n klomp mense wat glo, hulle is oké. Dis wie ek is, dis my omstandighede, ek het my omstandighede aanvaar. Binne die emosionele tronk het ek my omstandighede aanvaar. Nou moet ek net leer om bestaan te maak binne in hierdie emosionele tronk. Nou dis waar die gevaar inkom. Ek het vir jou gesê in ons eerste gesprek, ons behoefte na behoort is daar van die dag dat ons gebore is, totdat ons kop neerlê. En wanneer ek binne 'n emosionele tronk myself bevind, dan gaan ek nog steeds keuses wil maak wat my behoefte na behoort vervul. En dit is waar dit vir my en vir jou problematies kan raak indien ons onsself daar bevind. Die keuses wat ons begin maak is, my emosie is gevange geneem in hierdie tronk en my tyd is gevange geneem in hierdie tronk en dan kyk ek wat is my sterkste eienskappe wat ek na vore mee kan kom. Dis weer eens soos 'n fisiese tronk. In 'n fisiese tronk is daar mense wat toegesluit is en dan is daar so een of twee van hierdie pere of dames wat besluit, maar hulle gaan die kingpin raak. Hulle gaan nou beheer neem van die maats in die tronk. En dan het hulle 'n klomp voorstelle deur dreigemente en 'n beheerende persoonlikheid hoe hulle wil voordeel trek uit die maats uit. Hulle raak die kingpin. En ek en jy kan in dieselfde stryk trap wanneer ons in 'n emosionele tronk is. Ek persoonlik glo, almal van ons bevind ons iewers in 'n emosionele tronk. Almal van ons bevind ons dalk in meer as een emosionele tronk in die lewe. En dan moet ons pas op dat hierdie behoefte na behoort ons nie 'n kingpin maak. 'n Kingpin wat beteken, ek begin al die reëls uitgooi by die venster. En ek gaan absoluut in 'n oorlewingsstryd in. En ek begin beheer mense finansiëel. En ek begin beheer my lewensmaat. En ek begin beheer my ouer. En is een van die moeiliker goed vir my om te verstaan is hoe ouers toelaat dat 'n kind beheer neem oor jou, wat die gesag van die huis is. Maar wanneer ons in 'n kingpin status ingaan, dan verloor ek en jy totaal perspektief van wat die lewe eintlik vir ons bied. Ons probeer nie eers meer daai gevoel na behoort vervul kry nie. Ons begin dit op 'n negatiewe manier, afbreekende manier, begin ons dit selfsugtig benader. En hier is waar die probleem begin kom. Want jy sien, die diepere vlak, wanneer ek en jy in 'n emosionele tronk is en ons aanvaar, dis nou waar ons is, en nou moet ons nou het beste maak van die saak. Dan begin ek en jy vasglo aan ons persepsie. Nou persepsie is eintlik 'n baie gevaarlike ding. Persepsie is eintlik maar my prentjie. My prentjie van die lewe wat ek het, en dan wil ek my prentjie van die lewe wil ek afdwing, en hoekom wil ek hom afdwing? Want dis die ding. Ons emosie word gelei deur persepsie, deur my prentjie. My behoefte na behoort, wat my emosie aktiveer, sê vir my, maar jou prentjie is die regte prentjie.
Nou is die gevaar, almal van ons maak daai fout. Almal van ons het ons eie prentjie in die lewe en dan as dit so bietjie die verhouding in die huwelik of in die gesin so bietjie omkrap en ons het so bietjie vinnige burgeroorlog gehad, dan gaan sit ons na die tyd en dan gaan dink ek en dan sê ek vir myself, maar wow, nou verstaan ek, eintlik was ek verkeerd. My prentjie is nie eintlik die regte prentjie. Maar dan is dit 'n foutjie wat ons maak, want die orde is omgedraai. Jy sien, ons moet nie laat ons prentjie die leidende besluitnemer raak binne in hierdie konflik wat ek en jy het. Ek en jy moet na die perspektief kyk, die groter prentjie. Ons moet die vermoë om te kan luister na mekaar. Nou, hoe langer ek binne in 'n tronk is en ek die kingpin begin raak, is die gevaar juis dit. My emosie lei my persepsie, my prentjie, en dan raak my prentjie my realiteit. Ek kom nie meer agter om te onderskei tussen reg en verkeerd nie. Alles gaan net oor my prentjie. En ek gaan my prentjie afdwing ten koste van, want ek verloor die vermoë om te kan voel ek behoort onvoorwaardelik uit 'n liefde vir myself. Ek verloor 'n totale waardesisteem binne in myself. En my brein gee nie meer vir my hierdie boodskap, ek wil graag by hierdie persoon of hierdie verhouding betrokke wees nie. My brein gee vir my die boodskap, as jy nie in beheer is van nie, is jy niks werd nie. Jou identiteit word bepaal deur hierdie persoon se reaksie, hierdie persoon se optrede. Mense bepaal hoe jy voel. Mense bepaal hoe suksesvol jy dink jy is in die lewe. Jy begin die wêreld daar buite dophou as 'n rigtinggewer vir jou sukses. En as hulle nie optree soos wat jy dink hulle moet optree om goed te voel, om te kan voel ek behoort nie, dan gaan jy in oorlog aan en jy begin beheer neem van daai persoon tot daai persoon ingee om die boodskap vir jou te gee wat jy graag wil hoor. Dis 'n baie, baie eensame lewe. Ons mag die rondes wen van die geveg, maar kan jou waarborg, ek en jy gaan nooit 'n geveg wen as ons hierdie beginsel gebruik om verhouding te probeer balanseer. God het gesê, ons moet ons naaste lief hê soos onsself. God het nooit gesê dat die liefde vir onsself word bepaal deur die optrede van ons naaste nie. Dis 'n verkeerde aanslag.